Okay, julle, ons gaan aan met Jesaja 51, herstelling en geluk van Israel. Luister na my, julle wat in die geregtigheid najag, wat die Hemelse Vader soek. Aanskou die rots waaruit julle gekap is, en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Aanskou Abraham, julle vader, en Sara, wat julle gebaar het, want as eenling het ek hom geroep, en hom geseën en hom vermenigvuldig, want die Hemelse Vader vertroos Sion. Hy vertroos al sy pynhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die Hemelse Vader. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en klank en liedere. Luister na my, my volk, en neig oor tot my nasie, want 'n wet sal van my uitgaan, en ek sal my reg vasstel as 'n lig van die volke. My oorwinning is naby, my heil trek uit, en my arm sal die volke oordeel. Op my sal die eilande wag, en op my arm sal hulle hoop. Slaan julle oë op na die hemel, en aanskou die aarde daaronder, want die hemel sal soos rook verdwyn, en die aarde soos 'n kleed versluit, en sy bewoners soos muskiete sterwe. Maar my heil sal vir ewig bestaan, en my geregtigheid nie verbreek word nie. Luister na my, julle wat geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. Wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skimptaal nie. Want die mot sal hulle opeet soos 'n kleed, en die wurm sal hulle verteer soos wol, maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan, en my heil van geslag tot geslag. Ontwaak, ontwaak, beklee u met sterkte, arm van die Hemelse Vader, ontwaak, soos in die dae van die voortyd, onder die geslagte van lank gelede. Is dit nie u wat Rahab neergekap het nie, wat die seemonster deurboor het nie? Is dit nie u wat die see, die waters van groot wêreldvloed droog gemaak het nie? Wat van die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie? So sal dan die losgekooptes van die Hemelse Vader teruggaan en na Sion kom met 'n gejubel, en ewige vrede sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, kommer en gesig vlug weg. Ek is dit wat julle troos. Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens, wat moet sterwe, en vir die mensekind, wat oorgegee word, soos gras? Dat jy vergeet die Hemelse Vader wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei het en die aarde gegrond het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe van grimmigheid van die verdrukker, as hy dit daarop toelê om te verwoes. Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Die in boeie gekroomde word gou losgelaat, en sal nie sterwend in die kuil neerdal nie, en sy brood sal nie ontbreek nie, maar ek is die Hemelse Vader, jou God, wat die see in beroering gebring het, sodat sy golwe bruis. Hemelse Vader van die leerskare is sy naam. En ek het my woorde in jou mond gelê, en in die skaduwee van my hand jou verberg, om die hemel te plant en die aarde te grond, en aan Sion te sê, my volk is jy. Werkroep aan Jerusalem, wekroep aan Jerusalem, ekskuus. Ontwaak, ontwaak, staan op Jerusalem, jy wat uit die hand van die Hemelse Vader die beker van sy grimmigheid gedrink het, die kelk van bedwelming het jy uitgedrink, uitgesuig. Nie een van al die seuns wat sy gebaar het haar gelei nie, en nie een van al die seuns wat sy grootgemaak het haar aan die hand gegryp nie. Hierdie twee dinge het jou oorgekom. Wie het medelyde met jou? Verwoesting en verbreking, hongersnood en swaard. Hoe sou ek jou kan troos?
Jou kinders het onmagtig gelê by al die straathoeke soos 'n eiland en soos 'n eland in 'n vangkuil, vol van die grimmigheid van die Hemelse Vader, van die dreuning van jou God. Daarom hoor tog dit, elendige, en jy wat dronk is, maar nie van wyn nie. So sê die Hemelse Vader, en jou God wat die saak van sy volk verdedig. Kyk, ek neem die beker van bedwelming uit jou hand, die kelk van my grimmigheid. Jy sal dit verder nie meer drink nie, maar ek sal dit in die hand gee van die wat jou droefheid aandoen, wat vir jou gesê het, buig, dat ons oor jou kan gaan, en jy moes jou rug maak soos die grond en soos die straat vir wat daaroor gaan. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 52. Ontwaak, ontwaak, beklee jou met die sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad, want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer kom nie. Skud jou los uit die stof, staan op, sit neer, o Jerusalem, maak los die bande aan jou hals, o gevangene, dogter van Sion, want so sê die Hemelse Vader, vir niks is julle verkoop, julle sal ook sonder geld gelos word. Want so sê die Hemelse Vader, in vroeër dae het my volk afgetrek na Egipte, om daar as vreemdeling te vertoef, en Assur het hom sonder rede verdruk. Maar nou, wat vind ek hier, spreek die Hemelse Vader, want my volk is vir niks weggeneem nie, sy oorheersers maak geraas, spreek die Hemelse Vader, en my naam word gedurig deur die hele dag gelaster. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet op die dag dat ek is wat spreek, hier is ek. Die terugkeer vanaf vers 7. Hoe lieflik is dit op die berg, die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, want verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Hoor jou wagte, hulle verhef die stem, hulle jubel almal saam, want hulle sien vlak voor hulle oë, hoe die Hemelse Vader terugkeer na Sion. Breek uit, jubel almal saam, pynhope van Jerusalem, want die Hemelse Vader het sy volk getroos en Jerusalem verlos. Die Hemelse Vader het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies, en al die eindes van die aarde sal sien die heil van onse God. Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan die onrein wat onrein is nie, gaan uit na die midde uit, reinig julle draers van die heilige voorwerpe van die Hemelse Vader, want julle sal nie baie haastig weggaan en nie soos vlugtelinge vertrek nie, want die Hemelse Vader trek voor julle uit, en die God van Israel sal julle agterhoede wees. Die knegt van die Hemelse Vader word verneder en verhoog, vanaf vers 13. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word, so baie dat hulle oor u verstom het. So misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Hemelse Vader geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag
en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Hemelse Vader het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, ter wille van die oortredinge van my volk was 'n plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Hemelse Vader behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Hemelse Vader sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hom byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met hom die oortreders getel was, terwyl hy tog sonde van baie gedra het, en vir die oortreders gebid het. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 54, die toekoms van Sion. Jubel, onvrugbare, wat nie gebaar het nie, breek uit in gejubel, en juig, jy wat geen wee gehad het nie, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Hemelse Vader. Maar die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doek van jou tentwonings oopspan. Verhinder dit nie, maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in, want jy sal regs en links uitbreek, en jou nageslag sal nasies in besit neem, en verwoeste stede bevolk, wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie, en vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet, en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie, want jou maker is jou man. Hemelse Vader van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word, want soos die verlate vrou en die bedroefde van gees, het die Hemelse Vader jou geroep, en soos 'n vrou wat uit jeugtyd as sy versmaad was, sê jou God. Vir 'n klein oomblik het ek jou verlaat, maar met groot ontferminge sal ek jou vergader. In 'n uitstorting van toorn het ek vir 'n oomblik my aangesig van jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Hemelse Vader, jou verlosser. Soos in die dae van Noag is dit vir my, soos ek gesweer het, dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie, so het ek gesweer dat ek nie op jou toornig sal wees, of jou sal dreig nie.
want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk nie, en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Hemelse Vader, jou ontfermer. Jy elendige, deur storm gejaagde, ongetrooste, kyk, ek lê jou stene in suurklei en ek grondves jou in safiere, en jou borswerings maak ek van rubyne, en jou poorte van karbonkels, en jou hele ringmuur van edelgesteentes. En al jou kinders sal deur die Hemelse Vader geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Deur geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou uitkom nie. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie, wie jou aanval, sal oor jou val. Kyk, ek het die smid geskape, wat die koolvuur aanblaas, en 'n wapen voortbring volgens sy ambag. Ook het ek die verderwer geskape om te verniel. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou opstaan, in die gereg sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegg van die Hemelse Vader, en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 55, die dringende uitnodiging. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop, sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, terwille van die Hemelse Vader, jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Hemelse Vader terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Hemelse Vader bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse God, wat hy vergeef menigvuldig. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Hemelse Vader. Want soos die hemel hoër as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal die woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die veld hande klap. Vir die doringboom sal 'n sipres opgaan, vir die dissel sal 'n mirteboom opgaan, en dit sal vir die Hemelse Vader wees tot 'n naam,
tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 56, beloftes vir die wat die Sabbat hou. So sê die Hemelse Vader, bewaar die reg en doen geregtigheid, want my heil is naby om te kom, en my geregtigheid om geopenbaar te word. Welgeluksalig is die mens wat dit doen, en die mensekind wat daaraan vashou, wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou dat dit geen kwaad doen nie, en laat die uitlander wat hom by die Hemelse Vader aangesluit het, nie spreek en sê, die Hemelse Vader sal my gewis afskei van sy volk nie, en laat die ontmande nie sê, kyk, ek is 'n droë boom nie, want so sê die Hemelse Vader aan die ontmandes, wat my Sabbat hou en verkies, wat my behaag en vashou aan my verbond. Ek sal aan hulle in my huis en binnekant my mure 'n gedenkteken en 'n naam gee, wat beter is as seuns en dogters, 'n ewige naam gee, en aan hulle wat nie uitgeroei sal word nie. En die uitlanders wat by hulle by die Hemelse Vader aangesluit het, om hom te dien en om die naam van die Hemelse Vader lief te hê, deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in die huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Die Hemelse Vader wat versamel diegene wat van Israel verdryf is, spreek, ek sal by hom nog meer versamel by sy versameldes. Sondes van Israel van die voormanne en volk. Vanaf vers 9. Al julle wilde diere van die veld, kom eet, al julle wilde diere in die bos. Hulle wagte is almal blind, hulle bemerk niks nie, hulle is almal stom, honde wat nie kan blaf nie, wat dromerig lê, lief is om te sluimer, en die honde is gulsag, hulle ken geen versadigheid nie, en herders is hulle wat nie weet om op te merk nie. Almal loop hulle eie pad, elkeen na sy onregverdige wins, almal saam. Kom sê hulle, laat ek wyn gaan haal, en laat ons sterk drank drink, en die dag van môre sal wees soos vandag, buitengewoon groot. Tot sover.